samewerking. So belangrik dat ons hande sal vat en 'n gees van samewerking onder ons hier. Ek gaan voorbeelde uit God se woord uitvat. Daar is krag in God se woord. Amen. En ek praat vanoggend oor Lukas 10:27. Die woord is duidelik. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele verstand, uit jou hele krag, jou naaste soos jouself. Amen. Liefde. En ek weet, liefde het ewigheidswaarde. En dan verwys ek na Markus 2, na die verlamde man van Kapernaum. Daar was 'n gees van samewerking onder hierdie 4 mans, sussie, so wonderlike gedeelte. Ons lees in vers 3, dat daar mense na hom toe met 'n verlamde man kom, en hy word deur 4 gedra. En ons weet nie, hulle dra met die draagbaar. Elke man het besef, dat die ander 3 ewe noodsaaklik is. Hulle sou slegs sukses kon behaal, as elkeen sy hoek van hierdie draagbaar bly draai. En dis 'n groot waarheid, hulle sou misluk het, sissies, as een daai hoek los. Want hoe gaan hulle hierdie verlamde man dan by Jesus kry? 4 mans kom, 'n gees van samewerking, met een doel voor oë, sissies, en dit is om hierdie man by Jesus uit te kry. Amen. En ek gaan vir jou sê, ons moet so wees, ons moet so 'n ondersteuning en 'n liefde hê. As ons sien, mense is verlore, mense is stikkend om te kan bid, vir mense te kan sê, weet jy wat, Jesus is jou antwoord. Kry mense in die kerk in, bedien hulle daar. Here, dankie, ons het net een doel voor oë in hierdie veld, en dit is om mense by Jesus uit te kry. Dis nood, dis behoefte. Dankie dat ons gemaak 'n verskil. Dankie, hier is 'n voorbeeld vir ons met hierdie verlamde man van Kapernaum, en wat hierdie 4 mans gedoen het. Ek bedoel, hulle was so desperaat, sissies, hulle het 'n gat in die dak gemaak. En ons weet, toe die Here hulle geloof sien, het hy net 'n woord gespreek, en hierdie verlamde man het genesing ontvang. Amen. Dan gaan ek verder. Ek wil vir jou sê, ons moet mekaar lief hê, ons moet mekaar ondersteun, 'n wederwysydse liefde en omgee vir mekaar. Ja, en dan gaan ek verder, hierso, 'n gesindheid soos Jesus is vir my belangrik. Filippense 2:3. Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Ag altyd 'n ander hoër as jouself. Hy sê, julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die van 'n ander se. Kan ek 'n amen kry? Wie soek 'n gesindheid soos Jesus? My belange bietjie, om oor my goedjies soms baie te praat, en sê, Here, dankie dat ons tree 'n bietjie, en ons begin uitreik, en ons begin bietjie bid vir ander mense, en hulle nood, en hulle behoefte. Sissies, weet julle wat ek in die veld al beleef en ervaar, omdat ek baie van mense bedien en besoek en beweeg, wat jy saai. Ek saai liefde uit. Ek gaan bid vir mense. Wat kom outomaties terug na jou toe? Dit kom na die liefde en al daai goed kom terug na jou toe. Wie glo in die saai-maai beginsel? Amen. En dit is so 'n groot waarheid om dit te kan uitgee, daai liefde. Ons almal het, die wêreld het tekort aan God se liefde. Wat is die geheim? Gee uit van daai liefde. Dan gaan julle sien hoeveel gaan na julle kant toe kom. Amen. Liefde, omgee, gees van samewerking. Ek kyk na hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan, Lukas 11. As ek sien hierdie leviet, en ek sien hierdie priester, hulle wou nie hulle betrokke raak nie. Ek bid dat mense gaan betrokke raak. Amen. Ek bid dat mense gaan opstaan vir Jesus. Amen. Ons verskil, ons is die sout, ons is die lig. Ons moet soos hierdie barmhartige Samaritaan wees. Gee ons bietjie opene geestes om die nood en die behoefte begin raak te sien. Kyk wat sê hierdie woord. 'n sekere man is die rowers verval, het hom uitgetrek, het hom geslaan, en hy lê half dood lê. Hy lê half dood langs die pad, en dan kom 'n priester verby, stap aan die ander kant, en die leviet stap op die ander kant verby, dan kom hierdie Samaritaan, en hy sê, die Samaritaan het innige meegevoel gehad, en hy dadelik het hierdie wonde verbind, hy het olie en wyn daarop gegooi. Ek wil vir jou sê,
Baie lees ons in die gedeeltes in die woord dat God 'n innige meegevoel gehad het. Verander ons harte. Dat ons ook begin meevoel met sake en situasies. En vir mense kan omgee en begin bid. En as ek vat Jesus se voorbeeld, hy sê in Matteus 20:28, hy sê, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En sy lewe te gee as losprys vir baie. Sissies, ons moet begin dien. Dienaars wees. Amen. As ek kyk na Jesus se hele lewe, wie wil soos Jesus wees? Amen. Die gesindheid soos Jesus, ek praat daaroor. Jesus het oral geloop. Mense sondaars gelei, redding, bekering, genesings. Soms in die sinagoge elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En 'n gemeegevoel gehad. Sissies, en dat ons soos Jesus begin word. Ek gaan vir sê, hierdie wêreld is gebroken, dit is stikkend. Olie is 'n teken van die Heilige Gees. Jakobus 5:14. Is daar iemand siek onder Here? Laat hom die ouderlinge inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Olie is heeltemal 'n teken van die Heilige Gees. En hierdie gedeelte verwys die olie en wyn na die Heilige Gees. Wanneer ons bid, raak mense aan. Dis God wat genees. Dis die Here wat vrymaak. Dis die Here wat losmaak. Dis die Here wat verandering bring. Kan ek dan amen kry? Al wat die Here sê, ons bereidwillige mense, oop kanale. En te sê, Here, waar die nood en die behoefte, soos die Heilige Gees my lei, begin ek bid en intree. Ek het al in my binnekamer gesit en die Here 'n spesifieke persoon op my hart lê. Wat ek nie so nodig het om in die veld te wees nie. Vir wat? Om te begin bid, om te begin intree. En as die Here dit ook vir jou wys, dan gaan op 'n dag kom wat daar dalk redding en Heer in daai persoon se lewe gaan. Kom ons kom gelei deur God se Heilige Gees. Gee ons geopende geestesore. Dankie vir dit wat die Here instoor het. En dan lees ons hierdie gedeelte van die Samaritaan, hoe hy hom gevat het na die herberg toe hierdie man. En ons weet hy het 2 pennings vir die eienaar gegee. En as ek enige ander onkoste, sal ek dit betaal as ek terugkom. Sissies, hierdie herberg, en hierdie gedeelte verwys na die kerk. Amen. Nie soveel gebrokenheid, dis nood, dis behoefte buite. Dankie Here dat hulle in die kerk gaan inkom. Dankie dat Jesus die verskil in mense se lewe gaan maak. Ek wil vir jou sê, kom ons kry mense by Jesus uit. Amen. En mense moet Jesus in ons lewens gaan sien. En dan sluit ek af met hierdie gedeelte van Aaron en Moses. Moses kon die oorwinning behaal. Aaron en Hur het sy arms omgehou. Dankie dat ons hier mekaar se arms omgehou. Amen. In plaas om negatief te praat en goed te praat oor mense, begin intree, begin die seën van die Here oor mense uitspreek. Sê Here, dankie vir verandering in mense se lewens. Jy het die seën van die Here uitspreek. Wat kom terug na jou? Ons glo in die saai maai beginsel. Amen. Dankie Here vir elke vrou vanoggend in hierdie plek. Nou daar is verskillende maniere wat jy mense ook kan help. Ons kan bid, ons kan help met vervoer. Ons kan help met broodjies hier by die kerk. Luister sissies, daar is soveel maniere wat ek en jy 'n verskil kan maak op in God se koninkryk. Kom ons, soos ek sê volgende, kom ons word gelei deur God se Heilige Gees. Waar en hoe, wat ons moet doen en hoe ons moet betrokke raak. Gee ons geopende ore. En dat ons is kinders van die Here en ons word gelei deur sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sit net so, Here, bid vanoggend vir elke sussie in hierdie plek. Dankie Here dat ek vanoggend hierdie woord gehoor, om werklik 'n gees van samewerking te hê, liefde, omgee, daar te wees vir mekaar, om vir mekaar te begin bid. Here, ek roep eenheid, ek roep guns, ek roep lewe in Jesus naam. Nie waar daar verskillende gees van verdeeldheid ingekom het, vyand beweeg uit ons grondgebied uit. Dankie Here, U is in beheer van ons lewens. Die vyand gaan nie steel nie. Ons kies vanoggend om mekaar op vry te spreek, goed agter te sit en te stryk na dit wat voor is. Ek wil vir jou sê, kom uit by jou hoë roeping in Jesus Christus. So maklik dat die vyand by ons wil goed steel, maar ek sê dankie Here. U vat ons van oorwinning na oorwinning. Dankie vir die 2 gedeeltes oor die barmhartige Samaritaan. Vrouens kies vanoggend om soos Jesus te wees.
daai innige meegevoel, daai omgee, daar te wees vir mense. Here, dankie vir die woord van hierdie verlamde man van Kapernaum, dat ons mense by die Here sal uitbrei. Ons wil die Here loof, ons wil die Here prys, ons wil die Here aanbid. Seën elke vrou in Jesus naam. Amen.